Baie welkom terug by ons reeks waarin ons probeer uitwerk hoe ons kinders en tieners kan help om meer screen-wise te wees. Ek sê doelbewus saam, want ek sit nie hier as 'n ouer wat alles uitgesorteer het en wie se kinders altyd die perfekte digitale besluite neem nie. Glad nie. Ek probeer soos baie ander ouers net bybly in 'n digitale wêreld wat vinniger verander as wat 'n mens kan sê, wat is jou paswoord? Nou as jy enige van die vorige episodes gemis het, kan jy dit op YouTube by Janine Bevelou Manders gaan kyk. En ek wil nou net by voorbaat om verskoning vra, ek gaan heelwat Engelse terme gebruik, so 'n bietjie as wisselterme. Net ons praat net partykeer wanneer dit oor die digitale wêreld gaan, is daar heelwat Engelse woorde wat vir ons meer bekend is. So ek vra by voorbaat daarvoor om verskoning. Nou vandag praat ons oor een klein knoppie op 'n selfoon wat binne 'n sekonde 'n private boodskap in 'n openbare bewysstuk kan verander. Die skermskoot, die screenshot. En daarom stuur die woorde, moenie worry nie ma, ek het dit net vir een persoon gestuur. Dit stuur sommer 'n koue rilling teen 'n ouer se ruggraat af en laat dit jou diep asemhaal en stadig tot 10 tel. Want net vir een persoon klink mos veilig. Dit klink privaat. Dit klink amper soos 'n digitale kluis met 'n wagwoord, 'n alarmstelsel en 2 gewapende wagte by die deur. Maar ongelukkig werk digitale inhoud nie heeltemal so nie. Die oomblik wanneer 'n foto, boodskap, video of voice note gestuur word, verloor jou kind, en natuurlik, dit gebeur ook met ons, dan verloor jy 'n groot deel van die beheer daaroor. Die persoon wat dit ontvang, kan klomp goed daarmee doen. Hulle kan dit save, hulle kan dit aanstuur, of 'n screenshot daarvan neem. En selfs wanneer 'n app 'n gewone skermskoot probeer keer, kan iemand eenvoudig net 'n tweede foon gebruik. En al wat jy doen is dan om 'n foto te neem van daardie skerm. Dus beteken view once of disappearing message nie noodwendig, dit is nou veilig en niemand kan dit hou nie. Dit beteken net dat die app is veronderstel om dit te laat verdwyn. Maar nou weet ons mos, ons kinders en groot mense kan nogal baie kreatief wees wanneer hulle iets wil bewaar. En selfs wanneer 'n foto glad nie gestuur word nie, kan daar steeds 'n risiko wees. As automatic backup aangeskakel is, kan die foto reeds in die cloud gestoor wees. Dit kan op 'n oop foon gesien word, of iemand kan moontlik toegang daartoe kry wanneer 'n foon gesteel word, of nie goed beveilig is nie. Die gevaar begin dus nie eers wanneer iets op TikTok of Instagram of Facebook geplaas word nie. Dit begin die oomblik wanneer die foto of die boodskap digitaal bestaan. Kom ons dink aan 'n baie gewone situasie. Jou dogter en haar beste vriendin, hulle is kwaad vir 'n ander vriendin, 'n ander meisie. En jou kind stuur 'n boodskap waarin sy sê, ek kan nou nie verdra nie. Sy dink sy is beter as almal. Sy stuur dit vir haar beste vriendin, die een wat sy al van graad 1 af ken, en wat volgens haar nooit ooit iets sal aanstuur nie. Maar nou weet ons mos, vriendinne raak soms kwaad vir mekaar en verhoudings verander. Of ander keer is die gevaar daar dat fone lê oop op tafels, broers en susters loer oor skouers, iemand sien die boodskap, neem 'n skermskoot en stuur dit aan. Skielik is 'n privaat uitbarsting die volgende oggend die onderwerp van bespreking by die skool. Of wat van jou seun neem 'n snaakse foto van 'n maat wat in die bus aan die slaap raak. Dood onskuldig, hy dink is snaaks, hy stuur dit vir 2 vriende,
Een sit 'n caption by, iemand anders stuur dit op die groep, en teen pause het die foto verder gereis as wat jou kind die hele kwartaal gereis het. En dan is daar natuurlik 'n baie ernstiger gevaar. Kinders wat intieme of naakfoto's van hulle self neem. Soms stuur hulle dit vir iemand wat hulle vertrou. Soms stuur hulle dit vir niemand nie. Maar as die foto outomaties backup, kan dit reeds in 'n cloud account gestoor wees. En as iemand toegang tot daardie rekening kry, dan is daai foto nie meer privaat nie. Dit het selfs al met bekendes gebeur toe mense by hulle persoonlike rekeninge ingekom en private foto's versprei het. Ons kinders hoef egter nie celebrities te wees voordat iemand hulle foto's kan misbruik nie. En hier dink ek is 'n ernstige waarskuwing wat ons as volwassenes, as ouers, vir ons kinders aan hulle moet rig. Dit is vir meisies en vir seuns. Dat baie keer sal iemand vir hulle sê as hulle in 'n verhouding is, 'n seun sal byvoorbeeld vir 'n meisie sê, maar as jy regtig baie van my hou, sal jy vir my 'n foto stuur. Stuur vir my net een in jou baie kostuum. En dan raak dit vir hulle nogal, ervaar hulle baie druk wanneer iemand vir hulle sê, maar as jy baie van my hou, sal jy vir my 'n foto stuur. Of ek sal dit vir niemand wys nie. Ek sal dit net vir myself hou. Maar ons het geen waarborge daarvoor nie. Of baie keer sal hulle, as hulle selfs verder gaan om te sê, maar neem vir my 'n naakfoto, dan kan daai foto baie keer gebruik word om hulle af te pers, of te sê, ek gaan vir jou ma wys. As jy nie vir my nog stuur nie, dan gaan ek vir jou pa wys, of ek gaan dit op die skool, op 'n WhatsApp groep van die klas sit. So ons moet regtig waar ons jong mense ernstig daarteen waarsku, dat niemand vir jou kan sê, ag, as jy baie van my hou, sal jy vir my so 'n foto stuur nie, of ek wys vir jou iets en dan wys jy vir my iets. Maak hulle asseblief attent daarop. En daar is vandag ook 'n nuwe gevaar waarvan ons ouers bewus moet wees. Miskien het jy nie eers daarvan geweet nie, maar dis die sogenaamde Nudify AI. En met hierdie tegnologie kan iemand eintlik 'n doodgewone foto van 'n kind, jou kind, selfs 'n foto waarin die kind volledig geklee is, verander om 'n vals seksuele beeld te skep. Dit beteken dat digitale veiligheid nie meer net gaan oor watter foto's ons kinders self neem of stuur nie. Dit gaan ook oor wie toegang het tot gewone foto's van hulle en wat iemand met daardie foto's kan doen. Nou, ek sê dit nie om almal nou paniekerig te maak en elke foto van ons kinders van die internet af te haal nie. Ek dink net, ons as ouers moet besef dat die digitale wêreld verander het. En ons moenie naïef wees nie. Ons kan ons kinders nie net leer om te vra, is hierdie foto nou 'n naakfoto of is dit onvanpas nie, maar ons moet hulle ook leer om te vra, is ek gemaklik dat hierdie persoon hierdie foto het? Kan iemand hierdie foto op 'n verkeerde manier gebruik? En vertrou ek regtig hierdie persoon om dit nie verder te stuur nie? Want dis nou maar eenmaal so, julle, 'n screenshot vra nie toestemming nie. Hy klop nie beleefd aan die deur en vra, "Verskoon my, mag ek hierdie ongemaklike, vernederende oomblik van jou vir altyd bewaar nie?" Nee, hy neem dit net en dan bestaan daar 'n kopie waaroor jou kind dalk geen beheer het nie. Nou, op hierdie noot moet ons natuurlik ook regtig realisties wees. Ons kan nou nie vir ons kinders sê dat hulle nooit iets mag stuur nie. Hulle leef net soos ons in hierdie digitale wêreld. Hulle praat met foto's en met memes en video's en voice notes. So ons doel is nie om hulle bang te maak vir tegnologie nie, allermins. Wat ons wil doen, ons wil hulle net help verstaan dat privaat gestuur nie noodwendig privaat gehou beteken nie.
'n eenvoudige vraag wat ons hulle kan leer vra voordat hulle iets stuur is ek bereid dat hierdie persoon, vir wie ek hierdie foto nou stuur, dat hulle môre nog hierdie foto besit, al is ons nie meer beste vriende nie, of gaan ons nie meer uit nie. Of hoe sal ek voel as hierdie boodskap môre vir iemand anders gewys word? En dalk, soos ons vroeër ook al gevra het, die groot skermtoets. Sal ek gemaklik wees as hierdie foto of boodskap môre op 'n groot skerm by die skool verskyn met jou naam onderaan? Nou, ek weet dit klink effens dramaties, maar dit help 'n mens nogal vinnig besluit of iets gestuur moet word of nie. Dan iets baie belangrik, ons moet ons kinders leer om nie ander mense se privaat inhoud aan te stuur nie. Net omdat iemand anders vir jou 'n vernederende foto, 'n screenshot of 'n intieme beeld van iemand anders gestuur het, beteken dit nie jy moet deel word van daai verspreidingsnetwerk nie. Veral wanneer seksuele foto's van iemand onder die ouderdom van 18 geneem, gehou, gestoor of aangestuur word, kan dit baie ernstige gevolge hê. Maar goed, wat doen ons nou wanneer iets reeds skeef geloop het? Wanneer jou kind na jou toe kom en sê, ma, ek het 'n foto gestuur, en nou het iemand dit aangestuur. Of pa, iemand het 'n skermskoot van my boodskap op die klasgroep gesit. Of ma, ek het 'n kalerige foto van myself vir 'n ouetjie gestuur en nou dreig hy dit om dit op die klas se WhatsApp groep te sit. Nou, ons eerste reaksie wil wees, ek het jou gesê. Ek het jou gewaarsku. En kom ons wees eerlik, daai sin kom reeds gereed, daai sin staan soms reeds gereed by die deur van ons mond, né? Ons kan nie wag om dit te sê nie. Maar as ons wil hê ons kinders moet volgende keer vroeër na ons toe kom, moet hulle weet dat ons hulle gaan help voordat ons hulle gaan bepreek. Ons kan dalk eers net diep asemhaal soos ek nou net gesê het, tel tot 10 en dan vra jy. Goed, wie het almal hierdie boodskap gekry? Wie het almal hierdie foto gesien? Waarheen is dit oral gestuur? En dan kan jy vra, goed, is daar iemand wat jou dreig? Is daar iemand wat jou dreig en sê hulle gaan, as jy iets nie doen nie, of as jy nie nog foto's stuur nie, dan gaan hulle dit versprei nie? En dan kan jy vra, wat kan ons doen om dit te probeer stop? Nou, as jy dit alles gedoen het, beteken nie, daar gaan geen gesprek of gevolge later wees nie. Dit beteken net, ons hanteer eers die krisis, en dan later die les. Nou, elke week vra ons 'n vraag, en hierdie week is die vraag wat jy vir jou kind moet vra, dat jy ook bietjie oor hierdie onderwerp gesels, is die volgende. Het iemand al ooit 'n screenshot geneem van iets wat jy gedink het privaat was? En probeer net luister. Moenie raad gee nie, moenie jou boeglam skrik of 'n 20 minute lange preek begin nie. Jy kan selfs vertel van 'n keer toe jy self 'n boodskap vir die verkeerde persoon of die verkeerde WhatsApp groep gestuur het. Want ek dink ons almal ken daardie koue gevoel wanneer jy besef, o nee, verkeerde groep. Nou, die waarheid is, ons kan nie elke skermskoot keer nie, ons kan nie elke app beheer nie, en ons kan beslis nie elke verkeerde besluit namens ons kinders voorkom nie. Maar ons kan aanhou praat met hulle, en ons kan saam vra, en ons kan ons kinders leer om 2 keer te dink, voordat hulle vir iemand iets gee, iets aanstuur, wat dalk lank nadat daai vriendskap verby is, steeds bewaar kan word. En dit is so, ons hoef nie perfekte digitale ouers te wees nie. Ons moet net bereid wees om saam met ons kinders elke dag 'n bietjie meer screenwise te word. Baie dankie dat jy saam met my bereid is om te leer.
Ons volgende keer wanneer ons weer met mekaar gesels ons bietjie oor die geheue van die internet wat so groot is soos die van 'n olifant. Tot volgende keer onthou, leef lig.